Reg, ons maak die Bybels oop. Baie welkom by vanaand se studie van die Openbaring. Ons het vir mekaar gesê ons wil graag in Openbaring die studie doen, maar ons wil graag die geestelike vyand wil ons ook bestudeer. So ons gaan kyk hoeveel van die aardse vyand gaan ons bestudeer, en ek doen nou juist hier die eerste paar hoofstukke. Eerste, dat ons die inleiding van die boek kry. Van die inleiding van die boek gee vir ons die karakter van die res van die boek. Ons gaan vanaand ook, en ek gaan, omdat ons doelbewus die twee dele wil doen, wil ek graag vanaand ook vir u wys, waar lê die geestelike vyand van Openbaring 12 en 13, ook by Openbaring 2 en 3. Ons gaan nou nie 3 doen vanaand nie, ook nie heeltemal 2 nie, maar ons gaan so ver as moontlik kom. Ek gaan poog om tot by die derde brief te kom, vir vanaand. Goed, so dis wat ek basies in gedagte het om te doen, en om so met hierdie studie vir u ook dan 'n goeie begrip te gee van wat sien ons, wat leer ons, en wat begryp ons van wat Christus dan ook vir sy gemeente wil sê. Nou, net vir inleiding, die getal 7 beteken nou weer wat? Volmaak. Ek vra die vraag aan mekaar dat u wat doen? Herhaling is die beste medisyne vir enigiets. Is ek reg? Dis gewoonlik. Want hoe meer ek herhaal, hoe meer onthou ek wat ek weer hoor. Dis die gedagte. Dis wat ek graag wil probeer doen. Ons gaan 7 gemeentes se 7 briewe lees. Wie is die 7 gemeentes? Dit verteenwoordig die kerk, die volledige kerk. Alhoewel die 7 plekke, soos ons laas keer gesien het, 7 letterlike plekke is, waarvan van die gemeentes vandag nog bestaan, die dorpe of plekke nog vandag bestaan. Ander plekke is net ruïnes. Hulle kan soontoe gaan, jy kan Efese gaan besoek. Efese se ruïnes is sigbaar vandag in Turkye, jy kan dit gaan kyk. Maar jy gaan nie Efese sien soos Efese gelyk het nie. Jy gaan nie die gemeente daar vind nie. Dit is nie meer sigbaar nie. Blykbaar in ander dele is daar nog dele van geloof oor, en dit het later sterker geword, maar onder die Turkye regering is watter geloof die hoofgeloof? Islam, né? Islam is die hoofgeloof. Hulle is besig om Efese weer, ek wil amper sê, op te bou. Met al die teeltjies en goed wat hulle uitgerou. Ek was daar. Mooi. Hulle probeer. Hulle probeer. Ja, Dit is mooi gesê. Hulle probeer om weer reg te maak. Ja, daar's al baie dele wat reg Mooi. gemaak. Omdat dit 'n so geskiedkundige plek. Ja. En daar's so baie oor Efese geskryf. Efese is seker een van die bekendste plekke. Daar's 'n paar goedjies oor Efese sê, terwyl ons die brief hanteer. Nou Efese, die brief aan Efese, selfe plek. Hierdie Efese en die brief wat Paulus geskryf het aan Efese is dieselfde plek. Die gemeente was daar geplant, en dis daar dieselfde gemeente aan wie hierdie brief geskryf word. Kom ons lees dan. Eerste ding wat ons moet raak sien voor ons die briewe lees, is die briewe het 'n struktuur. En ek gaan vir elke keer, ek het nou doelbewus gegaan en die groot indelings van die brief het ek nou gebruik, en ek het die blaadjie nou op so 'n manier gedoen. Hoe lyk 'n gewone brief? Wat het alle briewe? 'n begin en 'n einde. Soos 'n aanhef of 'n inleiding en dan 'n slot. Hierdie briewe lyk almal dieselfde. Hulle het 'n inleiding en hulle het 'n slot. Dan het hulle 'n lyf of 'n inhoud. En die inhoud word gewoonlik verdeel in 2 of 3 dele. En baie keer is daar 3 dele. Nou die 2 hoofdele is dit wat die Here Jesus sien in hulle werke, wat goed is. 2, wat hy sien in hulle werke, wat sleg is. En dan partykeer 'n saak wat hy sê, dit moet julle doen. So daar moet 'n regstelling wees. Jy sal sien, ons gaan nou in hierdie ene sien, dit gaan oor, julle bekeer van hierdie saak, wegdraai van hierdie saak. So ons gaan elke brief so lees. So wat ek wil hê jy moet doen, as ek die blaadjies so uitdeel, is daar gewoonlik oop spasietjies. Ek wil hê jy moet begin. Hier sit vandag
in moontlik 3 gemeentes se banke. Reg. So ons gaan die eerste brief nou lees, ons sit in die banke van Efese. Ons luister na die boodskap van Efese. Die volgende een, dan skuif ons staan almal op, en ons gaan sit in die banke van Smyrna. En dan gaan ons na Pergamus toe, en dan gaan ons na Thyatira toe, en so gaan ons van gemeente na gemeente. Want, hoekom moet ons dit so doen? Ons moet die geheel boodskap kry van die kerk. Ons bly dalk, of ons is tans dalk in 'n gemeente, waar die boodskap van Efese nogal sterk is. Maar dalk is ander mense nie in so 'n gemeente nie. Hulle is dalk in 'n gemeente wat eerder met Smyrna identifiseer. Maar dit is waar vir die kerk in geheel. En daarom is dit 'n geheel boodskap. So, terwyl ons die boodskappe doen, is hoekom ek dit redelik vinnig wil doen, want ek wil hê jy moet die boodskappe hoor, die inhoud van die boodskappe, en hoekom dit vir die kerk belangrik is. En wat moet ons raak sien? Sien die geheel raak. Sien die geheel raak van, wat sê die Here Jesus is tans fout met die kerk van Jesus Christus in die wêreld? En wat is tans fout met die kerk van Jesus Christus? Wat is reg in die kerk van Jesus Christus? So die fout en wat is reg? Waarmee is hy tevrede in die een kant? Waarmee is hy ongelukkig in die ander kant? En dit wat die Here Jesus mee ongelukkig is, wat noem ons dit? As hy kwaad is oor iets, is dit toorn, maar waaroor is hy kwaad? Oor sonde. Reg. So as die Here Jesus vir ons sonde uitwys, en hoor die woordjie, sonde vir die mense wat in die kerk is. Dis normaal. Daar was 'n stadium wat mense geglo het, jy preek nie bekering vir die kerk nie. Want die kerk kan nie verkeerd wees nie. Hoor jy die dwaalleer? Dit kan nie waar wees nie, want is ons volmaak was, aan watter kant van die hemel is ons nou? Dis die gevaar, né? Die oorgerustheid dat ons reg is, en die Here Jesus nie meer nodig het om te sê, bekeer jou van hierdie ongemaklikheid, of bekeer jou van hierdie verkeerde ding nie. Dis 'n probleem. Dis iets wat ons moet in gedagte hou. Dis iets wat ons altyd in gedagte moet hou. Dat wanneer die Here Jesus ons uitwys, hierdie is reg, dan sê hy, dis die sake wat ons eintlik aan moet sterker werk, of dis waarmee ons moet aanhou. Dinge wat hy sê is nie reg nie, moet ons aanspreek en dit verwyder. Ons bekeer van hierdie dade of gedrag, want dit moet uit die kerk uit. Kan jy hoor wat is hervorming? Dat die Here Jesus sy kerk wys, wat is sy wil, en waarmee hy tevrede is, en wat is teen sy wil, en waarmee hy ongelukkig is. Dis wat woordverkondiging altyd moet bevat. Goed, kom ons kyk nou na die eerste brief, die brief aan Efese. Ons sien op die blaadjie het ek vir u aangedui, 2 vers 1, word vir ons, die brief word gerig aan 'n gemeente, en dan in die volgende lyntjie, en ek het elke brief so gedoen, het ek gesê, is geskryf deur. Kom ons kyk, hoekom sê ek so. Ek lees, vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Sommige net in die eerste vers, word u terugverwys na wat in Openbaring 1 vers 9 tot 20 gestaan het. Jy kan dus nie Openbaring 2 lees voordat jy nie Openbaring 1 gelees het nie, want daar is verse wat daarin verwys en jy moet dit saam lees. As jy dit nie saam lees, weet jy nie wie het gepraat nie. Wie het tussen die kandelaars gewandel? Hoe weet ons dit? Wat 'n vers sê dit? 1 vers 13. Seun van die mens, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, wat met 'n kleed aan wat tot aan die voet hang en gegord om die bors met die goue gordel. En die laaste vers het gesê, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het is die 7 gemeentes. Nou,
Die engel, vers 1 sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Die engel sê, aan die boodskapper van die gemeente, en dus aan die gemeente. Dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Wie hou dit in sy regterhand? Christus. Elke keer, jy sal sien met elke brief, die nadat daar gesê word, skryf aan die engel van die gemeente. Jy sal sien ek herhaal net daai van die engel sien jy in vers 1, jy sien dit in vers 8, jy sien dit in vers 12, jy sien dit in vers 18, jy sien dit in vers 1 van hoofstuk 3, jy sien dit in vers 7 van hoofstuk 3, jy sien dit in vers 14 van hoofstuk 3, elke keer word die engel net so genoem. So daardie vers lyk elke keer presies dieselfde. So as jy hom lees, dan sien jy presies dieselfde antwoord. Ek gaan nou vinnig die volgendes gaan, want dit lyk almal dieselfde. Maar die tweede deel van hierdie eerste verse verskil bietjie van mekaar. Maar elke keer gaan jy hoor, dit gaan oor wie? Christus. So die brief sê, aan wie is die brief geskryf? Tweedens, wie het hom geskryf? Wie het die boodskap gegee? Christus het. Wie het die brief gekry? Die gemeente. Vers 2. Nou kom dit by sake wat Christus van die gemeente positief vind. Wat is positief? Die woordjie van die sinsnede, ek hou daarvan. So mens kan vereenselwig met dit wat hier gesê word. Ek hou daarvan. Wie hou daarvan? Christus, Jesus is tevrede met. Wat is hy tevrede mee? Ek ken jou werke. Nou, daardie paar woorde kan jy ook merk in die teks. As jy in die Bybel graag merk, jy kan dit merk. Jy sal sien by vers 2 van hoofstuk 2, ek ken jou werke. Vers 9 sê, ek ken jou werke. Vers 13 sê, ek ken jou werke. Vers 19 sê, ek ken jou werke. Vers daarby hoofstuk 3. Ja, vers 1. Heeltemal reg, vers 1. Ek ken jou werke, so die derde lyn, vierde lyn in die teks. Na die daar staan ek skryf aan die engel. Wie skryf? Dit is hy. En dan die derde sin wat gegee word is ek ken jou werke. So dis al by vers 1 hoofstuk 3. In die 8ste vers hoofstuk 3, ek ken jou werke. Die 15de vers hoofstuk 3, ek ken jou werke. So wat sê Jesus oor werke? Jesus weet wat ons doen. Jesus weet wat ons sê. Hy ken ons, want hy sê dit. Ek ken jou werke. Ek weet wat jy doen en wat jy sê. Hoekom is dit belangrik vir die kerk? Dat ons nie kan sê, maar ons het nie geweet, hy weet nie. Dit is gevaarlik om dit te sê. Wat staan daar? Ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei het, en nie moeg geword het nie. Dis 'n lang sin van baie dinge wat hulle gedoen het. Wat het hulle alles gedoen? Hulle is geduldig. Hulle beskik oor lydsaamheid. Lydsaamheid is, jy kan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En jy kan nog aanhou en jy kan nog aanhou en nog aanhou. Dis lydsaamheid. Dis mooi. Dis 'n mooi eienskap. Jy kan slegte mense nie verdra nie, vers 2. Wat is 'n slegte mens? Vandag hoor ons almal sê, dis 'n goeie mens. Mense praat baie keer van mense as goeie mense, al maak hulle hoe droog. Dis daarom 'n goeie man. Wat bedoel ons as ons dit sê? Het jy 'n idee wat ons bedoel as ons van iemand sê is 'n goeie mens? Daar's 'n karaktereienskap van goeie geaardheid.
hy het nooit na 'n kerk toe gegaan nie, maar was 'n goeie mens want hy het nooit moeilikheid gemaak nie. Dis wat ek hoor. Ek weet nie of u dieselfde hoor nie. Hy het nooit moeilikheid gemaak nie. Was nie ongemaklik om mee saam te werk nie. Maar hy het hom nooit in die kerk gesien nie. So jy het nie geweet wat glo hy nie. Dit kan 'n mens nie sê nie. En wat sê die Here Jesus oor goed? Hy sê net God is goed. Wat sê die Bybel oor die mens? Ons is deurweek in sleg. Ons is nie goed van geaardheid nie. Ons bedink die slegte. Ons het nie die vermoë om goed te wees nie. Nou, sleg hier beteken baie so sleg soos ons sleg vandag sien. Baie soos ons sleg vandag sien. Nie sleg soos die Bybel dit beskryf nie, maar sleg soos ons sleg ken. Sleg soos dat mense wat vyandig is, mense wat regtig moeilik is, mense wat regtig met goed besig is, wat sleg is, wat nie goed is vir ons om mee te doen te hê nie. Dis waarskynlik wat hierdie sleg is. Dit kan ook die ongelowiges beteken, want hier is 'n karakter van ongeloof wat hierdie gemeente toets. Kyk na die derde kolletjie of die derde pyltjie, dat jy mense op die proef gestel het en hulle vals en leuenagtig bevind het. Die teks sê dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Jy kan hulle nie verdra voor jou oë nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. Mense wat opstaan en sê ons is apostels, maar 'n valse apostel is. Wat leuenagtig is en nie die evangelie verkondig soos in die Bybel dit leer nie. 'n Valse apostel. Of een wat nie 'n apostel kan wees nie, of van 'n ander Christus getuig. Paulus praat baie van hulle. Johannes praat baie van hulle. Hierdie tipe van leraars wat nie ware apostels kon wees nie, maar voorgee dat hulle is. Want wat is 'n apostel? Is 'n gesagvolle figuur. Efesiërs 4 vers 11 praat van apostels as mense wat regtig leermeesters is en gesagvol geleer het. Ons leer dit in Handelinge 1 ook. Gesagvol het hulle onderrig. Hulle gesag was nie onder my nie. Hulle gesag was erken as belangrik. So hierdie mense het hulle ondersoek en sê, maar julle is vals. Wat is die waarde van hierdie tipe mens? Wat sien, daar is valsheid. Wat help hulle ons mee? Hulle help ons om te sien wat ons moet sien. As iemand vir jou altyd die waarheid wys, soos 'n R100 noot, perfek, dis hoe hy lyk, ek ken hom so goed. Die dag as ek 'n valsie een sien, sê ek, daar's fout met die ding. Bring gou 'n regte een. Ek kan nou sien, hier is fout met hom. Hoe het ek geweet daar's fout met die regte een? Of die verkeerde een? Hoe het ek geweet daar's fout met die een? Ek het hom vergelyk met die regte een. So ek het die waarheid so goed geken dat ek die valsheid kon uitwys en daardie valsheid kon bepaal. As ek dit nie kan doen nie, dan het ek nie te doen met waarheid nie. Maar wat doen ek as ek waarheid ken? En dis 'n belangrike ding. As mense vir jou vra, moet ek baie van die vyand weet of moet ek min van die vyand weet en net weet hoe lyk die waarheid? Moet ek die vyand so goed ken? Met ander woorde, moet ek die Bybel baie goed, die duiwel baie goed ken voordat ek Christus goed ken? Nee, ek hoef die vyand nie so goed te ken nie. Ek moet weet wie is die waarheid. En as die vyand met sy leuen kom, dan gaan ek die duiwel vinnig ontmasker en sy leerstellings. Dis 'n baie belangrike deel van hierdie beginsel. So ons hoor mooi goed van hierdie gemeente. Ons sal sê hulle is die leerstellige gemeente. Hulle is, daar's baie woorde wat ek kan uitdink nou, maar kom ons bly by. Hulle is leerstellig baie suiwer. Hulle ken die skrif, hulle weet hoe toets hulle die leuns. Hulle weet hoe om te meet en af te merk wie is vals en wie is nie. Hulle kan baie streng voorkom. En wat gebeur met baie streng mense? Hulle is baie keer so streng dat hulle so koud raak en klinies raak, dat hulle liefdeloos raak. Dit is 'n gevaarlike ding. Ons praat in die gereformeerde kerke van supergereformeerdes. Het jy al gehoor van so iets? Die Nederlande het nog 'n kerkgroep van supergereformeerdes, wat so streng is op die leer, dat hulle terug is by die fariseïsme. So skerp is hulle. Koud, klinies. In Nederland staan hulle bekend, ek gereg het as die swart pakke. Ek dink het hulle so 'n naampie. Maar
dis maar net 'n Nederlandse groep wat ons van bewus was, wat ek leer ken het. Dat jy mense op die proef gestel het, dat hulle vals en leenagtig is, so het julle hulle bevind. 4de kolletjie. Dat jy terwille van my naam, van die naam van Christus gearbei het en nie moeg geword het nie. Dis 'n baie mooi eienskap. Dat jy terwille van die evangelie gearbei het en nie moeg geword het nie. Jy het aangehou en aangehou. Ons sal sê die vaardighede is so goed en die bereidwilligheid en die volharding is so goed. En dan is daar die woord, jy haat die werke van die Nikolaïte, wat ek ook haat. Nou, na die boekie wat ons vir u gewys het, skryf professor Arendorf, wie was hulle? Uit baie bronne kom dit na vore, ek dink hy het hom lekker mooi uitgebreid, het hy hom nagevors. Ek kry dieselfde, ek kry ook ander, goed, hy het dit soos volg vir ons beskryf. Wie was hierdie Nikolaïte? Hulle was 'n sektegroep wat geleer het, dat jy met jou liggaam kan doen wat jy wil, sodat jy met jou gees die Here kan dien. So is die deelname in onheilighede goed gepraat teenoor die skrif. So wat doen jy in praktyk? Jy beproef alle dinge en jy behou die goeie. Dis hoe mense dit graag wil toepas. Want ek kan mos maar deel in die sonde van hierdie wêreld, solank ek net bely dat Jesus die Here is. Ek glo mos met my gees, maar my lyf kan mos maar gaan waar hy wil. Wat klink vir jou verkeerd? Ja, liggaam is ons 'n tempel van God. Sê, mooi 1 Korintiërs 6, goed gekwoteer daar. 1 Korintiërs 6 sê, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Wat jou liggaam doen, raak jou hele wese. Dit besoedel jou hele wese. Wat jou woorde is, kom uit jou hart. So jou dade en jou gees kan nie van mekaar geskei word nie. Dis een. Ons is een in wese wanneer ons met hierdie goed besig is. En daarom as die Nikolaïte hierdie dwaalleer aanhang, dan maak hulle bespotting van die stelsel van die dag wat totaal onheilig was, en waarmee jy dan mee worstel is, dat jy nou sit met 'n krisis, dat jy maar kan gaan saam doen, dit moet nie eintlik my geloof affekteer nie, maar dit doen wel. Jy besoedel jou liggaam, en jou geloof sal verseker aangetast word daardeur. Jy kan nie deel wees nie, word daders van die woord, nie meelewers van die onheiligheid nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel. Dit trek 'n geweldige streep om te wandel in die geloof, wat die apostel Paulus van praat. Selfs Jakobus wat sê, wat jy doen, gaan vir my sê hoe jy glo. Albei praat dieselfde taal, een praat net van die een kant vanuit die werk en die ander praat vanuit die geloof. Die werke sal die geloof volg en die dade sal die geloof bevestig. Dit is albei dieselfde, so jy kan dit nie van mekaar skei nie. So die Nikolaïte het hulle skuldig gemaak aan die saak. En daar word gesê, julle haat die Nikolaïte, ek haat hulle ook. Baie mooi. Mooi so, goeie en getroue dienskneg van die Here Jesus. En daarom is dit mooi gesê en gesê, hou aan met wat julle doen. En dan die tweede deel van die brief gaan oor, waarvan hou die Here nie. Hier is 'n baie mooi getuieskrif van 'n gemeente wat arbei in woord en leer, arbei in oorgawe, arbei in vrymoedigheid, en arbei sonder ophou. Hulle toewyding is in die boonste rakke. Jy kan nie stryd daaroor nie. Maar wat pla? Maar dit het ek teen jou, dat jy jou eerste, dis vers 4, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou, daar word ook geskryf daaroor, dat oor meer as een saak gaan, dat dit gaan oor nie net hulle liefde tot God nie, maar ook hulle liefde vir al teenoor mekaar. So hulle het, en dis 'n uitvloeisel van wettisisme, né? Ek sal so 'n paar boodskappers terug, het ek 'n artikel daaroor geskryf, wat sou dit wees om wetties te wees, of lief te wees vir die wet van die Here? Om so volgens die letter van die wet te wees, dat jy vergeet van die Here van die wet. Dat jy so in 'n roetine is van, dis hoe dit moet werk, dat jy die liefde heeltemal verloor. Want daar is 'n reg wees, ten koste van alles, en 'n reg wees voor die Here. Daar's 'n verskil tussen die twee, want jy kan oorskry. Want jy kan so
soos 'n fariseer raak en sê, hoe stap jy met jou bed hier weg? Wie het jou op bevel gegee om weg te loop hier? Te stap op die Sabbat? Jesus het gesê, ek kan maar gesond wees vandag. Hoekom is jy nie bly daaroor nie? Die fariseer het vergeet oor waaroor die genesing gegaan het. En nie Christus geëer as God wat genees het nie. Maar die wonderwerk was nie geëer nie. Die Sabbat was as wet oorskry. Maar God het genees. En die dra van die bed was erger as die blydskap van die genesing van daardie man by die bad van Bethesda. Dis waar ons die liefdeloosheid begin raak sien by fariseïsme, waar die letter so koud geword het, daar niks oorgebly het. Nie liefde tot God nie, ook nie die liefde tot mekaar nie. 'n streep deur die hele wet word getrek, omdat ons vergeet het waar ons is en wie ons is. So jy kan reg wees. En dink nou aan die twee kante van die spektrum van kerke in ons land, in ons konteks. Ons het die Pinkstergroepe wat beleef word as baie hartlik, baie oop, en die gereformeerdes wat beleef word as baie koud en baie klinies. Die superkante daarvan, ons het al 'n middelgroep ook, né, wat eintlik iets van beide wêrelde al deel. Dis nie meer presies twee kante nie. Jy kan nou so 'n voet in die een stukkie water en 'n voet in die ander stukkie water hê. In persoonlikheid of belewenis van gemeentes kry mens al beide. Die ideaal is dat die gereformeerde kerke hartlik sal wees sonder om op te gee wat goed is in die oë van die Here. En die wat lief is vir almal sal verstaan daar is reëls en daar moet by gebly word want dis God se wil. Daar's 'n perk tussen die vryheid. Want daar word gesê in baie Pinksterkerke, ons is nie meer onder die wet nie, en dan bedoel hulle, ons het nie meer 'n wet nie. Dis nie wat daai woorde sê nie. Ons is nie onder die letter van die wet, en ons is nie gebonde aan die werke van die wet om gered te word nie, maar as die teks is soos, as jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar, moet ek 'n streep daardeur trek? Nee, ek kan nie. Ek kan nie 1 Johannes 2 ignoreer in die skrif nie. Dit staan letterlik daar, jy moet die wet onderhou. As jy dit nie doen nie, dan doen jy wat? Jy weier om God lief te hê. En dan staan ons waar hierdie man ook gestaan het. Ek moet 'n keuse maak, maar as 'n balans. As 'n balans. Ek kan streng wees, maar ek kan nie liefdeloos raak nie. Dit is 'n baie mooi ding van, ek kan streng wees, maar ek hoef nie liefdeloos te raak nie. So om die sondaar se behoud, moet ek vermaan. En dis wat die Here dan nou doen. Hy bestraf eintlik. Hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou. En doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. En nou is die vraag, wat is die kandelaar nou? Christus stap tussen die kandelaar. Die kandelaar is die gemeente volgens vers 20 van hoofstuk 1. So die kandelaar is die gemeente en as hy sê hy vat jou kandelaar weg, wat vat hy alles weg? En daai vir ons? Sy stem met jou saam met die kandelaar. Ja, ek bewerk dit nie. Goed. Lees gou van vers 20. Van hoofstuk 1. Sewe goue kandelaars. Dis die gemeente. Goed, so die teks sê letterlik, dit wat ek wil hê ons moet hoor net, vinnig die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die verborgenheid is dit. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So, as een van die kandelaars verwyder word, wat word verwyder? 'n gemeente word verwyder. Wat is die funksie van 'n kandelaar? Om lig uit te dra. So hoe kan hy jou kandelaar verwyder? Hy kan jou funksie as kandelaar verwyder. Hoe verwyder hy jou funksie as kandelaar? Hy dof jou lig hier net uit. Dat jy hom nie kan aansteek nie. Dat dit geen effek het op iemand nie. Hoe lyk so 'n gemeente? Nee, hoe weet jy dit? Hoe weet ons dit? Ons sien 'n lig nie, maar as mense. As 'n dominee, as 'n hele kerkraad,
Daar's 'n gemeente, daar's elke Sondag erediens, daar's aktiwiteite, hulle het 'n kalender elke jaar, hulle het fondsinsamelings, hulle het alles wat ons sien by kerke vandag. En dan sê ons wat? Jy lig jy weg. Hoe weet ons dit? Hulle lyk so. Hulle bankbalans is dik. Hulle het beleggings, gaan met hulle baie goed finansiëel. Hulle het alles wat daar is. Mega kerke in Amerika, ek gaan die naam noem, Joel Osteen, meer as 5000 lidmate. Dis 'n dooie kerk. Hoekom sê ons dit? Op grond van die getuienis van Christus oor valse profesie. Joel Osteen is te bang om te sê Jesus is die Here. Hy is een van die bangstes om dit te sê. Ek sê dit uitgesproke want ek kon nog nie 'n stuk kry waar hy die evangelie verkondig het nie. Hy is ontbloot op hoeveel platforms as 'n man wat net nie kan sê Jesus is die Here nie. Hy kan dit nie sê nie. Maar hy het 'n aanhang van duisende mense. En dat elke Sondagdiens. Hulle bestaan. Hy is wel 'n Pinksterkerk, maar hy is deel van die nuwe apostoliese reformatie. Wat 'n valse profetiese lyn is. Wees baie waaksaam teen enigiets van die nuwe apostoliese reformatie. Wees baie versigtig vir hulle. 'n Kerk se liggie kan uitgedoof word deurdat die effek van die lig nie meer uitgaan nie. Mense hoor die prediking, maar hoor nie meer die prediking nie. Wie maak die lig dood? Wie maak die oë toe? Ek herhaal. Wie maak die lig dood? Wie maak die oë toe? Wie maak die oë oop? Christus. As Christus deur sy gees wegbeweeg, is daar lig, maar nie lig nie. Daar's effek? Nee, niks. Daar's baie energie, maar niks. Dis 'n gevaarlike plek vir 'n gemeente om te wees. 'n Gemeente wat met ywer gehandel het, maar hulle eerste liefde verlaat het en nie tot bekering gekom het nie. Jesus sê dit kan met elke gemeente gebeur. Maak nie saak hoe hulle dink dit moet lyk nie. En dit bring ons bietjie by 'n nuwe punt. As ons kyk na kerkwees in vandag se moderne era, kan ons baie dingetjies in die moderne era doen wat vir almal aanvaarbaar is en vir almal mooi is en vir almal goed is. Ons kan allerlei goed in die kerk inbring. Daar's essensiële goed wat deur die reformatie van die vroegste kerk, van die eerste kerk, regdeur die hele tyd van Romeinse stelsel en toe terug na reformatie toe, terug na hoe die kerk moes wees van die begin af, het hulle die lyn weer gevat en ons is vandag nog op dieselfde lyn as die vroeg-Christelike kerk. Met die vertakkings wat gekom het, met al die afvalligheid, het ons nog steeds die waarheid weet. Maar ons het almal nog iets van die oud wat verkeerd is en iets van die sonde wat ons graag wil inbring. Ons stoei elke era stoei daarmee. So die kerk is totaal altyd volgens die beginsel wat die reformatie daar gestel het. Semper reformanda. En dit beteken, dis 'n Latynse woord en ek sien baie goed in Latyn nie, maar dit sê steeds of altyd reformerend. So wanneer die ou geslag vir ons iets gebring het en ons word wakker, ons oë gaan oop. Christus se lig skyn deur sy gees en ons sien wat aangaan voor ons. En ons kry dit. En ons verstaan dit. En ons sien maar iets is verkeerd en ons lig dit en ons gee dit vir almal en sê hier's fout. Wat sê ons? Hier's reformatie nodig. Hierdie beginsel moet terug na die skrif toe. Want dis alwaarin ons kan reformeer. Waar het hierdie kerk die eerste beginsels gekry? Efese kry dit waar? Die skrif. Hulle toets die valsheid aan die waarheid. As ons staan in die gereformeerde kerk by die waarheid, het ons die bron reg. Ons het dalk liefdeloosheid ontwikkel. Dit moet ons reg kry. Maar wat ons nie kan doen nie, ons kan nie sê, gooi die bron weg en bring die liefde in. En verloor ons Christus in die proses. Dit kan ons nie doen nie. En ons is in 'n mengsel van hierdie twee stelsels tans. Dat ons baie liefdeloos was, en daarvan kan baie getuienis nog steeds, is nog baie getuienis daarvan, dat dit gebeur het,
Vandag is mense so min lus om enigiets vir iemand te sê, dat ons nagelaat het om die waarheid te ontbloot. Ons het nagelaat om die regte goed aan te wys of te sê, dis verkeerd. Ons is by een van hierdie ander gemeentes se sake, wat ons nou naby sal kom. Maar Efesus se saak het in ons kerklike tyd begin om te taan. Ons is nie meer skerp op die dwaalleer. Ons is nie meer skerp om valsheid aan te dui nie. Ons is eintlik nie eers meer liefdeloos nie. Ons is net niks. Dit is 'n baie snaakse tyd waarin ons tans leef. Ons is nie noodwendig liefdeloos nie, ons is belangeloos. Ons stel in niks belang. Jy hoor, is die verskil, né? Waar is die ywer vir die Here? Weet, dis al dekades weg. Die ywer is weg. Ons moet almal aanpor om iets te doen. Beleef jy dit ook in die kerk? Reg. So, as ons sê, kom ons gaan doen hierdie uitreiking, dan sukkel ek om 5 bymekaar te kry vir uitreiking. Dis kerkwerk. As ek wil sê, kom ons gaan eet pannekoek, dan het ek die hele gemeente daar. Nee, ek sê nie ons gaan bak pannekoek, ons gaan eet pannekoek. Reg. Ek bedoel, watter aktiwiteit weeg swaar in kerk wees? Kom ek sê, ons gaan almal Bybelstudie doen. Hoeveel gaan ek daar hê? Ons bly na die diens van nog 'n studie. O nee, wag, dis 'n bietjie lank al. Ons gaan nou huis toe. Daar's 'n ingesteldheid. Waar's die volharding? Daar's 'n snaakse plek waar ons tans is. Ek het vir al gepraat oor die Puriteine wat so lank diens gehou het. Preek met 23 punte. Sulke tipe preke. Moet jou storie geken het om daar te geluister. Goed, kom ons gaan na die volgende preek toe. Of ek ons gemaak net goed klaar wat hier staan. Die slot van hierdie gedeelte sê dit, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, is deel van die inhoud. En dan 7, wie oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Wie oor het, so dis die slot, né? Wat gebeur? Elkeen wat gehoorsaam bly, elkeen wat luister, en aanhou luister, en die volharding wat daar geywer is, wat ook daarin sal volhard, sal wat kry? 'n oorwinning. En hierdie oorwinning gaan oor die einde van tyd, né? Wanneer is dit? Daar's 2 datums wat 'n mens weet, gaan kom. Of jou dood, of die wederkoms. Aan hom wat oorwin, wanneer is dit? Ek het bly lewe, en die knie nie gebuig voor die afgoderry nie. Of ek het nie gesterf in ongeloof nie. Of Christus het gekom en ek het nog steeds geglo. Sal ek gee, dan sal Jesus gee om te eet van die boom van die lewe. Waar het ons die boom van die lewe raak gelees? Wat 'n hoofstuk in die Bybel? Genesis 3. Jesus, wanneer die tuin gesluit word, sê, net toe gaan iemand van die boom van die lewe eet, en vir altyd lewe. Nou gaan jy vir altyd lewe, wanneer? Wanneer hy dit vir jou gee, en die paradys gaan dan by God wees. Goed, so, al hierdie laaste verse moet jy vir my mooi as 'n lekker paragraafie by mekaar gaan neersit. Want al hierdie laaste verse sê dieselfde, en jy sal lewe tot in ewigheid, en hierdie lewe sal 'n wonderlike lewe wees. Elke gemeente se slot is ongelooflik mooi. Vers 8, die tweede gemeente. Skryf aan die engel van die gemeente van Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. So wie is dit wat eerste en die laaste is, wat dood was en lewend geword het? Wie is dit? Christus. So kyk na die beskrywings, hoe hy homself beskryf. Die gemeente, dis duidelik. Dis vers 8. Vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede. So wat is die omstandighede in Smyrna? Smyrna is 'n stad wat weelde ervaar. Smyrna is nie 'n stad wat swaar trek nie. Maar wie trek swaar in Smyrna? Nou, in Openbaring 12:13 gaan jy lees van die merk van die dier. Nou, ek het baie, ek sal nou dink, dit is nou 'n maklike teks om te verklaar, maar ek verklaar hom toe in die lig van die hele Openbaring, en ek het baie
in Engels praat hulle van hate mail gekry. Baie skerp kommentaar, soos ek moet bykom oor die merk van die dier. Maar wanneer jou geloofvervolging 'n sigbare teken is, wat is ons ware teken tans? As jy glo, hoe lyk jy? Vat Christus se woorde van Matteus 7. As jy 'n gelowige is, hoe lyk jou werke? Soos gelowiges se werke. Hoe lyk jou geloofsuitgangspunte? Soos gelowiges se uitgangspunte. Hoe lyk die vrug wat jy dra? Gelowiges se vrugte. Reg. So as ek 'n ongelowige wil wees in 'n gelowige wêreld, dan gaan hulle jou raak sien, want jy gaan doen wat ongelowiges doen. So wat was die uitgangspunt in Smyrna in terme van leefstyl? As jy wil deel hê in die werksaamhede in enige van die stede, dan moet jy werk soos die res van almal werk. En as die Christen sê, maar die keiser is nie God nie, en jy bely nie dat die keiser God is nie. Nou, die biskop van Smyrna, wat ek nie eers besef nie, ons het Smyrna se biskop se stuk in Grieks vertaal. Die naam van die man was Polycarpus. Hy het geweier om te bely dat die keiser God is. En hy is gebrand op die brandstapel daarvoor. So 'n belydenis kon jou die dood gebring het. 'n Belydenis kon keer dat jy werk. 'n Belydenis kon keer dat jy aan 'n gilde behoort waarin jy kon arbei. Want die afgoderry van die tyd was sigbare gode. Diana was 'n god, Artemis was 'n ander naam. En die god wat aanbid word, het 'n tempeltjie gehad wat hulle gemaak het. En silversmede, jy sal lees van die silversmede wat Paulus het mos bietjie ouens laat geld verloor oor die silversmid saak het hy baie moeilikheid gekry, hulle het hom uit een van die stede uitgejaag daaroor. Want hulle het baie geld begin verloor oor hierdie goed nie aandag gekry het nie. Maar dit was 'n groot besigheid. En as jy nie deel was van die beweging van dis wat ons doen en dis hoe ons leef, dis 'n kultuur, ons beleef dit vandag. Wat is Suid-Afrikaanse kultuur? Ons begin al so proesel kry van dit. Wat is Afrika kultuur? Dit ons al 'n proesel van. En wat is Afrikaner kultuur? Ons het al 'n proesel daarvan. En die kultuur is dit wat in jou kleef. En daar is op 'n stadium 'n weerstand in 'n sekere gedragtipe. En as jy sê, maar ek gaan nie die pad af in die kultuur nie, dan skei jy jou af daarvan en jy word baie keer uitgeskei, omdat jy nie doen wat almal doen nie. Ons praat van gewone groepsdruk. Ons kinders ken dit baie goed. Wanneer die groepsdruk so werk dat almal wat die keiser aanbid, kan werk, en die wat die keiser nie aanbid nie, word eenkant toe geskuif en gemarginaliseer, dan het hulle nie werk nie. Nou kan jy maar sê, ek het nie merk van die dier nie, want jy glo nie in die keiser nie, so wat soek jy hier? Dan het jy nie geld en het jy ook nie werk nie. Dan beleef jy dit. En tot ons nie verstaan wat die ekonomie gedryf het in daardie wêrelddeel nie, gaan ons hierdie ding van koop en verkoop nie verstaan nie. Dan gaan ons maklik sê ek het 'n chip nodig, eerder as wat ek wat nodig het. Geloof nodig. As die Jode kon regkom, en jy moet mooi verstaan, die Jode is in baie gevalle baie verneig gewees teenoor die Christendom. Paulus het dit in besonder beleef. Dan gaan staan hulle aan die kant van 'n keiser of gaan staan aan die kant van 'n goewerneur en hulle maak seker die Christene kom in die moeilikheid. Hulle maak seker dat daar moeilikheid gemaak word net oor hulle wil hê die Christene moet moeilikheid kry. Die Jode het versprei dat die Christene kannibale is, want hulle sê, hulle eet Christus se liggaam en hulle eet sy bloed, drink sy bloed. Daardie ding was deur Justinus die martelaar as 'n kerkvader versprei. Sê, dis wat hulle van ons sê. Dis wat die Jode vir die goewerneur sê. En die Christene verval in wat? Ons hou nie van julle nie. Skuif julle een kant toe. Julle is 'n snaakse klomp mense. En in 'n ryk stad word die Christene arm. En dis wat gebeur. En daarom staan daar geskrywe, dis aangrypend. Ek ken jou werke en jou verdrukking. Ek weet jy word gedruk tot op die uiterstes. En jou armoede. Ons weet jy het nie veel nie. Jy het nie baie nie. Maar jy is ryk.
Jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, hoor mooi, want daar is 'n sterk Joodse gemeenskap in Smyrna, en hulle sê hulle is Jode, maar hulle het God nie lief nie. Hulle is nie, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Ek weet nie of jy harder goeters kan sê nie. 'n Sinagoge van die Satan waar jy 'n werktuig word teen Christus, 'n anti-Christ, en jy's 'n Jood. Jy deel die erfenis van Abraham, en jy word die vyand van Jesus, die verlosser, die Messias. Dan trek jy 'n streep deur die verbond. Dis 'n harde woord vir die Joodse gemeenskap in Smyrna. En wat sê dit van geloofsgetuienis? Van Christus alleen en die verlosser alleen teenoor 'n wêreld van baie dinge. Waar die Jode in plaas van, soos baie van hierdie Joodse Christene, want dis wat hulle geword het, Joodse Christene, dat die Joodse Christen staan op die Ou Testament van Genesis 1 af, maar tot by Openbaring dan, want Christus is die verlosser. En dat die Jode daai deel mis, en dan vyande word van die evangelie, dat hulle die evangelie weerstaan, en dat hulle dit onmoontlik maak vir die verkondigers van die evangelie, en selfs moeilikheid maak vir die Christene. Daarom word hulle pertinent genoem, 'n sinagoge van die Satan. En dan troos die Here. Vrees vir niks wat jy sal ly nie, vers 10. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Verdrukking is daar, gevangenskap gaan daar wees, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Nou, die 10 dae, het ek al vir genoem, is 'n kort tyd. Waar was 10 dae ook gebruik vir beproewing? Vir toetsing. Dink aan Daniël. Die kos. Kos, ja, heeltemal reg. Met die kos, hoeveel dae het hulle die koning se kos nie geëet nie, net groente en water? 10 dae. Reg. So toetsing. Noodwendig 'n letterlike 10 nie, want ons praat van simboliese getalle, veral in hierdie gedeeltes. En 'n 10 dae tyd is dit langer as 'n jaar of korter as 'n jaar? Is korter, né? So ons dink aan 'n dag as 'n baie kort tyd, 'n paar uur as nog korter as dit, en ons dink aan 10 dae as lank, maar nie te lank nie. So wat sê die getal 10? Nou 10 het ook 'n voller betekenis van volledig. Dis 'n volledige tyd, 'n vasgestelde tyd. In dae kort, in tydperk kort, maar vasgestel. Hoekom is dit vasgestel? Wie bly in beheer van selfs die lyding? Christus. Dis hoekom dit 'n troosdeel is. So hy sê, ek sien julle is arm. Ek weet hoekom. Ek sien julle omstandighede is beroerd, verstaan. Ek sien dat julle gemarginaliseer word, en ek sien dat julle deur sommige groepe een kant toe geskui word, en ek sien dat die regering van die dag teen julle is. Ek sien dit alles. Ek kan sien julle is arm, maar julle is ryk. Maak nou sin, hè? Ek kan sien dat julle swaar kry, maar dit gaan nie lank aanhou nie. Die gevangenskap sal daar wees, maar julle sal, daai verdrukking sal eindig. Jy sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood. Tot die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Weereens daar die slot. Hier is ons nog 'n deel van die slot. So die volgende deel wat jy moet gaan bysit in die paragraafie wat jy dan skryf vir die slotte. Ek sal jou die kroon van die lewe gee. So ons het die eerste ene gehoor. Jy sal die boom van die lewe ervaar. Jy sal die kroon van die lewe ontvang. So 'n kort lyntjie daar. Vers 11 wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat as nog 'n stukkie by, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Wat's dit? Wat is die eerste dood? Sê, fisiese dood. Die eerste dood is die fisiese dood. Dit wat jy beleef wanneer jy sterf. Toef, eerste dood. Die tweede dood is die ewige dood. Die tweede dood is die ewige dood. Jy sal in die laaste deel van Openbaring lees van die vuurpoel. Dis die tweede dood. Want dis die finale oordeel dood.
en die oordeel dood waar verlatenheid. Christus praat daarvan in die profetiese rede as die buitenste duisternis, waar niemand na jou mee kyk nie. Verwerping. Wat beleef die Christene? Hoor die troos daarin. Julle beleef verwerping, hulle sal verwerp word. Babylon is besig om julle te druk. Julle sal sien hoe Babylon verbrand. Babylon is die simbool van hierdie rykdom en mag en verdrukking en die keizerlike koninkryk en al daai goeters. Dis Babylon. En Babylon gaan brand. Ons gaan niks van Babylon oorbly nie. Hulle gaan nog huil oor Babylon brand. Jy gaan dit later in Openbaring sien. Jy sien dit nou? Kan jy sien hoe al die dele gelyk saamspeel, maar jy kry nou iets van die agterste dele van Openbaring klaar. Reg. Maak dit sin? Goed. So nou het ons oorgeskuif na Smyrna toe. In die eerste gemeente was die gemoed lekker, want ons het gehoor al die mooi goeders en ons is 'n bietjie gebrand oor ons afgewyk het. Die tweede gemeente weet, as niks sleg nie, hulle moet net vashou. So nou sit ek in 'n land soos Egipte, en ek hang aan die brief van Smyrna. Of ek is 'n klein kerkie in Irak, onder die moslems wat ondergronds Christene geword het. En ek weet, as ek sê, Jesus is die Here, dan skiet hulle vir my dood. Ek weet dit. Ek kap jou kop af. Hulle maak van jou 'n voorbeeld. Ek weet dit. Jy is Smyrna. Jy is in Smyrna. Jy is arm. Jy is eenkant. Jy het nie meer familie nie, want jy mag nie wees nie, want jy het 'n Christen geword. Daar staan in jou identiteitsdokument, jy is 'n moslim. Nou, wil jy 'n Christen wees. Jy is gebore moslim, jy sal nie wees wat jy wil wees nie. Nou is jy in Smyrna. En Smyrna is vir jou die boodskap. As kerk van Jesus Christus in die plek waar vervolging nie net 10 dae voel nie. Verstaan dit, né? Waar dit nie net 10 dae voel nie. Waar jy by niks betrokke kan wees nie, want almal is moslems en jy is nie. Jy is 'n Christen. Hoor jy die troos vir die kerk ook vandag? Dis waar dit in pas. Goed, dis die tweede brief. Daar's nog 2 vir die hoofstuk oor. Ons sal by die volgende geleentheid aangaan. Maar ek wil hê jy moet hulle so op mekaar gaan pak, né? Pak hulle bo op mekaar. Goed. Enige vrae of opmerkings? Dit is net vir my baie interessant en openbarend en verklaring. En dit laat my vreeslik dink. Toe doen nou praat oor Irak en ander plekke. Ek het nou met 2 dinge te doen gehad wat my daaraan ek dink. Een is 'n familielid se kleindogter wat in Teheran was. Nou toe daai goed gebeur het en hulle daar binne moes bly. Die ander enetjie is my broer se dogter, die gesin bly nou in Dubai, werk daar en so. En hoe het sy nou die dag gepraat oor al die goed wat in ons aangaan. Dit word te veel. Ons kan dit amper nie verwerk nie. So dit is waar die koelpot is. En dis nou hierdie is die agtergrond, né? Ek wil net gou iets anders sê. Dis nou meer op die aardse gerig, maar as ek dink aan Smyrna wat nou so ryk is dit nie waar die Smyrna vye vandaan kom nie. Ek wil dit bietjie gaan nagaan, want dit is eksotiese vye. Goed, vind bietjie uit daaroor. Droogte vye. Vind bietjie uit daaroor. Ek weet mirre kom van hulle af. Ja, ek glo. Ja. Ja. Goed, sal bietjie kyk. Ja, kyk 'n bietjie. Pergamus, een van die ander stede het wat hulle gehad het was die perkament. O. Interessante ene. Ja, daar's baie inligting wat jy kan kry oor hierdie stede en hulle plekke en goed. Ek kan eintlik nie met u alles doen nie. Ek sal vir u verskriklik lank besig hou. Ek wil graag hê die teks moet lewe. Die teks moet vir u lewe. As jy hom lees, moet jy sê, ek voel vandag soos iemand in Smyrna. Want ons weet nie wanneer gaan ons so Smyrna moet voel nie. Maar ons was al by Efese. Ons het nie verstaan, ons het al so ver weg beweeg het ons ook nie meer daar is nie.
Ons is nou in 'n ander gemeente se toestand, eintlik al. Ons is al bietjie verwyderd van Efese af. Maar ek wil hê jy moet proe, waar is ons dalk in omstandighede meer? Maar maak seker ons hak aan alles, dat ons kan bid vir mense soos in Smyrna, kan bid vir mense soos in Efese. Want dis hoe ons vir die kerk bid, en dis hoe ons meeleef aan die res van die geloofsgemeenskap. En ons kan in ons eie dorp partykeer beleef dat jy iets van beide kry. Ek het dit beleef. Ja. Ek is by 'n groep wat hulle het nie geweet ek is in die AP kerk nie. En hulle maak so beurte om na 'n ou se kerk toe te gaan. En toe ek sien hulle 'n bietjie na my kerk toe kom, toe sê hulle, "Watter kerk is jy?" Ek sê die AP kerk. En dadelik was die reaksie, "Sit julle nog hoede op?" Dadelik was daai reaksie. En die een sê, "Nee man, kyk na haar, sy's mos nie eienaardig nie." So, dadelik het ek daai negatiewe reaksie gekry van, Ja. "Sit julle nog hoede op?" Ja. En waar die atmosfeer stywer sal wees, hulle sê maar so koud. Dis die ding, ja. Ja. Ja, jy hoor dit. So dis ons weet hierdie kultuurgedrewe samelewings, en ons is een van hulle, sal so werk. Etikette. Dit sal so werk, ja. Ja, net etiket Ja. op my nek. Want ons het daar's 'n kerk vir almal. Daar is 'n ruimte vir almal. Dis tegemoetkomend, want dit is hoe dit is tans. Maar is dit te oop of te toe? Daar's 'n moontlikheid van te oop of te toe. Te gemaklik of te ongemaklik. Daar's 'n perk, né? En daai goue middel is nie so breë weg as wat mense eintlik wou gehad het dit moes wees nie. Dit moet eintlik 'n bietjie breër wees. Wanneer ek dink is in Korintiërs wat ons gedoen het, waar Paulus gesê het, maar hierdie mag jy niks eet nie, daar mag jy weer eet, en daar's sekere rampies waar binne goed gefunksioneer het, en nou is die kerk half te mekaar, maar waar is ons nou nie? En die reëlagtigheid van sekere goed maak dat kerke 'n baie nou band maak, en dan is daar net 'n paar wat daar is. En almal sê daar's niks reëls nie, dan is dit 'n grootte. Maar dan is daar soveel variasies, dan weet jy ook nie waar jy is nie. Maar dit is nie tans 'n lekker gemaklike, breed genoeg band dat almal maklik inpas nie. Jy kom agter jy is of jy is nie. Dis hoe dit is. Jy is hier gemaklik of jy is nie gemaklik nie. Gaan woon 'n erediens by enige ander gemeente by. Partykeer is ons besoekers weens familieaangeleenthede, en jy sit in 'n diens en sê, "Jo, ek hoop nie ek hoef weer hier te wees nie." Party kom terug van daai af en sê, "Oeh, dankie tog. Dis nie hier waar ek so is dit nie soos dat daar was nie." Dis vir party mense groot skokke om te beleef hoe aanbidding in ander gemeentes lyk. Hoekom is dit so erg? Want ons is nooit in ander gemeentes nie. En skielik moet ons daar wees. En nou het ons hier dinge baie verander. In die ou dae, ek bedoel 50 jaar terug, was kerke baie meer eensgesind in hoe dit gelyk het. Maar die kultuur het baie vinnig geskuif, en ons het regtig met 'n breë raamwerk van kerkaanbiddingsstyle te doen. En jy kan nog steeds die ware kerk kry, want daar's 3 elemente. Suiwere verkondiging van die woord van die Here. Tweedens, dis Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29, is baie belangrike kenmerke van die ware kerk. Jy kan enige kerk kry wat die suiwe evangelie bedien. Tweedens, wat die sakramente van die Here, dit is die doop en die nagmaal, bedien soos Christus dit ingestel het. Dit is nogal 'n belangrike ding. Soos Christus dit gedoen het, moet dit gedoen word. En die derde ding is dat die kerklike tug toegepas word. Met ander woorde, daar moet gepraat word oor sonde, en sonde moet erken word en bely word. As kerk die 3 aspekte nie eerbiedig nie, dan begin ons baie keer ongemaklik raak oor iets. Dan sê ons weet nie wat dit was nie. Maar partykeer is dit oor een van daardie 3, of oor al 3, veral as hulle almal voorgekom het, of nie voorgekom het nie. So jy sal agterkom, party gemeentes praat nooit meer oor sonde nie, want dit herinner hulle aan die wet, en skuld en sonde, daarom lees hulle nie die wet nie. Dit beteken nie dat hulle nie die wet glo nie, maar hulle word nie herinner aan die wet nie, so hulle probeer die derde deel so bietjie sag maak, en dit maak hulle minder waar. Nie onwaar nie, minder ware kerk. En ons praat van kerke wat naderhand begin onsuiwer raak. En dis iets wat mense raak sien.
Die sakramente wat 'n totale karakterverandering kry. Die doop word 'n snaakse ding en die nagmaal word iets anders. Dan begin mense agterkom, maar wat gaan nou hier aan? Nee, ons het 'n bietjie aangepas dat dit pas by ons kultuur. Wat het hulle verander? Gaan kyk bietjie wat is verander en hoe is dit verander? Dis alles aspekte wat ons kan raak sien in die lig van Efese. Smyrna sien ons nie hierdie goed raak nie. Hulle het nie gekla oor wat in die diens gebeur nie. Hulle was te bly as hulle kon bid. Hoor jy die verskil? Meneer, ekskuus, sê vir my, die AP-kerk pas nog nie terug toe, maar wat ander kerke pas nog nie terug? Die gereformeerde kerk, die NG Kerk het 'n saak van tug en hulle het 'n proses wat hulle noem tug. Hy word net nie so skerp toegepas nie. Dis baie sagter. Maar hulle praat van skorsings, maar mens sien baie min dit gebeur. Maar ons het 'n amptelike stelsel, inderdaad funksioneer nog op daardie basis. Ek hoor nog baie van tugsake, ongelukkig. Ek hoor nog baie van tugverhoor ook in ons verband. Veral wat dit kom by leraars en sulke manne. By die NG Kerk hoor ek dit bietjie minder. Wanneer daar wel bietjie skommelinge is, soos nou waar die dolering plaasvind en leraars wil uitbeweeg, dan word hulle sommer, daar's bietjie harde, dan word hulle kwaai getug. Maar ek sien nie noodwendig lidmaat tug so kwaai gebeur nie. Dit hoor mense nie baie van nie. Maar dit raak by ons sagter ook en dis 'n probleem, dis 'n rooi lig by die kerke van gereformeerde belydenis. Dit moet daar bly. Dit moet net in liefde gedoen word, net gewoon. Ja. Dis nie reg nie. Jy gaan gestraf word. Dis nie reg. Maar ek sien vir jou. Ja, dis hoe dit gedoen word. Dis hoe dit gedoen word en dis die ding. Mense is te bang om eers te praat met mekaar, so daarom doen hulle eers met tug nie. Dis heeltemal waar. So tamalekkie vir die kerk van vandag, want die kultuur van vandag wil eintlik nie hoor dat daar iets fout is nie. Dis nogal moeilik.